Môre julle. Hallo daar. Vanmôre is dit nou na baie kante toe anders. Ons sit in 'n ander vertrek. Ek sit aan die ander kant as waar ek gewoonlik sit. So dit is 'n hele paar veranderinge wat plaasvind. En die volgende 2 gesprekke het ons voortydig opgeneem. Ek is vir die volgende 8 dae is ek op 'n stil retreat in die Midlands. En ons het gedink ons neem dan sommer die 2 gesprekke so kort na mekaar op, omdat hulle ook so mooi by mekaar aansluit. En dit sluit steeds aan by 2 onderwerpe wat ons nou die afgelope 2 weke aangeraak het. En dit is sekere dinge wat ons beïnvloed in ons optrede. Sekere motiverings, dit wat ons motiveer. En ons het gepraat oor skuldgevoelens, hoe dit ons beïnvloed. En verlede week het ons gesê dat dankbaarheid eintlik 'n baie beter benadering is om van daaruit gemotiveerd te word. Wanneer 'n mens 'n dankbaarheids ingesteldheid het, is dit 'n baie beter motivering. En nou moet ons sê, wanneer ons hierdie temas noem as motiveerders, dis geensins wetenskaplik dat ons dit kies nie. Dit is erg plaaslik. Dit is erg plaaslik. Ja, en ek dink uit ons eie lewens. Dis reg. En uit ons gesprekke met mense van die laaste ruk, kom ons agter hierdie dinge beïnvloed mense. En dit, maar wanneer ons dit sê, dan sê ons ook, daar is ontsettend baie motiveerders. Ja, ek dink ons kan vir baie lank aanhou as ons daaroor sou wil praat. Dis reg. So mens dit is regtig soos jy sê, dit is eintlik uit ons eie geskiedenis, ons eie belewennisse, wat jy die meeste eintlik optel en agterkom die invloed wat dit het. Ja. Wat ons net aanraak, wat ons net oor gesels. Dis reg. Ja. Dis reg. So vandag wil ons praat oor moet nou nie onseker wees nie. Wat kan die tema wees? ons onsekerhede, ons lae selfbeeld, ons negatiewe siening van onsself. Ja. En hoe dit ons optrede beïnvloed. En hoe ons dit probeer hanteer of teewerk en die invloed wat dit het. Ja, en die groot effek wat dit op ons lewens het. Ek dink gebrek aan eie waarde, dink ek is eintlik aan die wortel van baie verhoudingsprobleme. Wanneer jy jou waarde, en dan waarin soek ek my waarde? Wat is my sekuriteite in terme van wat my laat voel ek is die moeite werd, of ek is iemand wat geag kan word. Ek het waarde. Ek word geag. Ja, en ek dink dit lê eintlik aan die wortel dat ons nie ons waarde in onsself uit nie. Ons voel nie dat ons gevoel van onsself, of ons het so 'n regtig swak indruk van onsself en 'n nie aanvaarding van onsself nie, dat ons dit aanhoudend by iemand of iets anders soek. Ek dink dis eintlik wat dit is, wanneer ons nie onsself aanvaar vir wie en wat ons is nie. Wat sou jy sê, wat veroorsaak, en dit is nou nie 'n eenvoudige antwoord nie, maar wat veroorsaak dat 'n mens 'n lae siening van jouself het, of 'n negatiewe siening van jouself het? Ek dink die meeste van hierdie dinge gebeur weer eens in kindertyd, waar dit werklik so was, dat jy nie geag is nie, dat jy nie goed behandel is nie, en dat jy die gevoel gekry het, jy is die probleem, of jy is 'n probleem, of jou behoeftes is nie belangrik nie, maar ek dink ook met persepsies. Ek wil nou net gevoel sê, van my sussie is belangriker, of my pa is liewer vir my sussie as vir my, of ek is nie die gunsteling nie, en dan word daar sekere patrone geskep, of net bloot kritiek van 'n onderwyser, wat ook al, wat jou die gevoel laat kry het, daar's fout met my.
Ek kan nie myself vertrou om vir myself 'n waardebepaling te gee nie. Ja, inherent in wie ek Ja. is ek nie genoeg nie, en dikwels lei dit dan nou tot die optrede. Goed, in die eerste plek, ek is nie in myself genoeg nie. Dan 'n onsekerheid in verhoudings, omdat 'n mens voel ander mense sal ook oor my voel soos wat ek oor myself voel. Ja, so jy gaan vanuit daai standpunt uit. En dit lei tot gevoelens van jaloesie, want jaloesie spruit dikwels uit 'n gevoel van Ja. En minderwaardigheid. onsekerheid oor die verhouding. Dis reg. Ja, ek kan nie liefgehê word nie. Ek is nie hierdie persoon se liefde werd nie. Hierdie persoon gaan iemand anders kies. Dit is onafwendbaar. Ek is nie goed genoeg nie. So dit en dikwels is dit nie, ek dink, 'n bewuslike gevoel nie, dat jy in jou kop dit weet nie. Maar jou optrede is so dat dit inherent en dan inherent eintlik wel die persoon wegstoot. Dit is. Dit raak so selfvervulde profesie. Ja. Van hoe, en dan het 'n mens dan nou allerhande pogings wat 'n mens aanwend om daardie selfbeeld op te blaas of jou te laat beter voel oor jouself, en binne die samelewing is daar baie sulke optredes wat 'n mens opmerk. Mense probeer suksesvol wees. Of het 'n oordrewe, ek wou sê, liggaamstaal. Dit is 'n amper 'n bombastiese oorkom van hulle maak seker dat mense hulle raak sien. Of na die ander kant toe 'n baie besitlike persoonlikheid wat die mense wat hulle voel naaste aan hulle is wil beheer en naby hulle wil hou. So ek dink daar's baie maniere wat dit uitspeel. En dit lyk dikwels nie ek dink selfs regtig snobisme. Mens vind dikwels dat as mense vir jou sê daai persoon is snobisties, dat dit dikwels eintlik ook vanuit daai plek uitspruit van my goed, my status, waar ek bly, dit gee my waarde. En ons gaan nou in ons volgende gesprek gaan ons 'n bietjie praat oor die algemeen, oor wat help ons wanneer ons hierdie negatiewe motiverings het, of motiverings wat nie vanuit 'n diep sielsplek kom nie. Wat kan ons daarmee help? Maar in terme van sommer nou baie prakties, met 'n onsekerheid en 'n gevoel van lae waarde en die tipe dinge, dat 'n mens ook net regtig op 'n diep vlak besef dat 'n mens bemin word, dat 'n mens God se beminde is. Ja, en ek dink dit wanneer ons veilig voel in die verhouding met God, is dit 'n baie goeie plek waarvan uit jy jou eie waarde kan bepaal. 'n baie vaste basis. Iets wat nie afhanklik is van of wat met mense of met situasies enige oomblik kan verander nie. Dis reg. En daarmee bedoel ons nie 'n oordrewe godsdienstigheid om as ware God se gunste wen nie, maar om regtig 'n geloofspraktyk te hê waar 'n mens stil raak in die liefde van God. Waar 'n mens dit op 'n baie diep vlak beleef, waar 'n mens dit ervaar, waar 'n mens rus in God, dat ons nie weer ander dinge doen om liefde te verdien nie, maar dit beleef. En ek dink ook wat belangrik is dat 'n mens doodgewoon mense uit jou lewe moet uitskakel wat 'n negatiewe boodskap aan jou oordra. Ja, wat regtig waar nie dit met jou goed bedoel nie. Dis Want reg. ek dink dis weer eens, daai onsekerheid het te doen met vrees. Ja. Waarin 'n goeie selfwaarde, het te doen met liefde. So dit is weer eens daai positiewe en negatiewe energie. En ja, ek dink daai wat jy nou gesê het is net
lê aan die basis daarvan. Dis reg. En ons gaan nou by ons laaste gesprek gaan ons nou 'n bietjie meer in diepte daarop ingaan en ons gaan op die blog ook so 'n bietjie meer agtergrondinligting en hulpmiddels gee. So ons kom maar net agter dit is 'n baie groot invloed in ons lewens wanneer ons onsself op 'n sekere manier sien en hoe dit uitspeel in ons gedrag. Sien julle nou weer. Mooi bly julle. Totsiens.